Welkom Blitsfoekers-kykers by vandag se episode. Ons het die naweek bietjie die semifinale gehad van die NSSR Liga. So ek gesels met Milan Esterhuizen, wat die kaptein is van Windhoek Affies, wat een van die spanne is wat deurdring na die finale wat die naweek plaasvind. Ek en Irene Marie gesels ook bietjie oor wat in die wêreld aangaan van die jeug. En dan heel laaste kyk ons na bietjie paar highlights van die semifinale wat die naweek plaasgevind het. So geniet dit saam met ons. Welkom kykers by vandag se Wat is nuus en saam op die bank vandag het ek ons tegnologiejoernalis vir Irene Marie. Hallo, ek is die tegnologiejoernalis ter sprake. Ja. Ongelukkig vir een is ek die beste wat hulle het. Die beste wat nee, maar jy doen 'n baie goeie job. Soos you're doing a good job. So, Dankie. Ek kry nie aldag daar so baie wat in tegnologie gebeur. Ek kry nie aldag tyd om behoorlik alles te skryf nie. En in hierdie stadium is tegnologie 'n ontleder se kos meer as 'n joernalis. Ja, so ek moes so half in die afgelope paar jaar tegnologie ontleder word meer as 'n joernalis om te kan, jy weet, probeer voorspel waarheen die ding gaan. Ja. En ek dink met al die nuwe verwikkelinge en in tegnologie om vir mense te verduidelik wat dit is. Ja, om dit af te breek in die basiese manier om dit vir jou te verduidelik asof jy 5 is. Ja, ek dink nie mense luister aldag vir my verduidelikings nie. Ek wens julle sou. Ek gaan nou net vra wees. Ja, dan gaan julle verstaan wat AI actually is. Ja, gepraat van AI, ons het dus 'n bietjie voor dit opgeroep, maar dit gaan nie op 'n oomblik baie goed vir AI nie. Ja, wel, okay. So, die AI saak in hierdie stadium, hierdie is nou die ontleder eerder as die joernalis wat hierso praat. AI in hierdie stadium, al daai maatskappye, Anthropic wat vir Claude besit, OpenAI wat vir ChatGPT besit, Meta wat Meta AI, al daai tipe plekke. Hulle almal, jy weet, Meta het half baie van sy gewig agter AI gegooi. Ja. En toe het hy nou 'n paar maande gelede gesê, maar eintlik kom ons gooi net die helfte van ons gewig agter AI. Ons is nie meer so seker nie. Maar hulle is nog nie in die publiek gelys nie op stock exchanges, Okay, jy weet, ja. op aandelebeurse. Ja. En dit beteken dat hulle eintlik nog soveel as moontlik beleggers moet kry om die tegnologie te kan ontwikkel tot in so 'n stadium dat hulle maatskappye op die aandelebeurse gelys kan word. Okay. So ek sou sê alles wat jy hoor van, jy weet, sekere uitvoerende hoofde van sekere maatskappye, dink eers by jouself, hoe help hierdie om beleggers te lok? Jy weet, byvoorbeeld een van daai gevalle, en ek sê nou nie dit is nie waar nie, maar een van daai gevalle is Sam Altman, OpenAI se uitvoerende hoof wat onlangs gesê het die AI singularity is hierso. Dit is nou basies wanneer AI homself begin ontwikkel, jy weet, en in staat is om homself te ontwikkel, want dit beteken een kunsmatige intelligensiemodel ontwikkel dan 'n volgende kunsmatige intelligensiemodel wat bietjie meer intelligent is as hy, en dit ontwikkel 'n volgende kunsmatige intelligensiemodel wat bietjie meer intelligent is as hy, en so gaan dit aan, jy weet. En dan die mense nie meer beheer nie. Ja, en hoe verder ons in die singularity pad afgaan, hoe minder beheer het mense en hoe minder verstand het mense van hoe om daai ding af te sit en hoe om hom te beheer, jy weet. Ja. So, maar dan dink jy ook, dis juis hierdie hype rondom, jy weet, wat vir beleggers gaan sê, luister, kunsmatige intelligensie is nou iets wat ek nie kan vermy nie, wat die wêreld nie meer kan vermy nie, kom ek sit my geld daarin, jy weet. Ja. So, ek sê nie hy jok nie, maar ek sê net, dink 'n bietjie verder as dit. Maar in hierdie stadium het kunsmatige intelligensie 'n baie groot finansiële probleem, in die sin dat hulle meeste van hulle geld maak uit wat hulle noem hulle enterprise model. So dit is ontwikkel vir groot maatskappye, groot multinasjonale maatskappye, soos Aramco, soos Oracle, soos Petronas. Ek vat nou baie Formule 1 ek is baie groot Formule 1 aanhanger. Maar dit is gemaak vir hierdie massiewe korporasies, jy weet. En dit het toe nou later, toe die massiewe korporasies dit aanneem, moes hulle later die werksmag wat oorgebly het, hulle toe nou van hulle werksmag afgeskaf en gesê, okay, daar gaan julle, dankie, dit was nou lekker, maar is nou klaar. En toe moes hulle later die werksmag wat oorgebly het,
smeek om nie so baie van hulle tokens te gebruik nie. Want 'n enterprise model gee vir jou 'n sekere aantal tokens wat jy as 'n korporasie kan gebruik en hulle moes toe later vir mense vra maar luister asseblief ons kan nie meer betaal aan kunsmatige intelligensie nie, moet asseblief nie so baie tokens gebruik nie. En want ek dink wat mense nie verstaan nie is elke vraag wat jy vir AI vra is 'n token. Jy weet? So iets wat ek en jy sommer net on the fly, okay, hierdie is nou die rigting wat ons gaan inslaan. As jy vir AI dit moet vra, is dit 'n token. Jy weet? En okay, ons gaan nou dit doen. Cool, jy het nou vir my gesê AI met daai 1 token. Nou moet ek nog 4 tokens kry om vir jou om vir my te sê presies hoe om dit te doen, jy weet? En baie van die maatskappye moes toe die mense wat hulle afgeskaf het weer aanstel. Want hulle sou meer moes betaal om dieselfde waarde en dieselfde besluitnemingswaarde te kry uit kunsmatige intelligensie, sou hulle meer moes betaal aan tokens as wat hulle betaal vir as hulle vir mense betaal om te dink. Ek meen dink aan al hierdie klein mini besluite wat ek en jy neem, jy weet. Daar is elkeen van hulle is 'n token in 'n dag, jy weet. En dit laat vrae ontstaan of AI homself kan befonds in hierdie stadium. Want baie van hulle, nou nie almal van hulle nie, maar die AI datasentrums in hierdie stadium, baie van hulle betaal of nie water nie, of nie krag nie, of nie een nie. Jy weet, daar is baie hofsaake in Amerika oor AI datasentrums wat hulle krag herlei het na die staat toe, dat die staat, basies die provinsie of die streek, in Namibiese woorde, daarvoor moet betaal, jy weet. So, as hulle nog nie hulle krag en hulle water kan betaal nie, en hulle maak reeds 'n verlies, al daai maatskappye is in biljarde, nie miljoene nie biljarde, se skuld, trillions, se skuld in US dollars. So, hulle moet daai geld terugmaak voordat hulle gelys word, sodat hulle so goed as moontlik kan lyk op die aandelebeurs, sodat hulle nog beleggers kan kry. Presies. So, daar is so 'n bietjie van 'n tamaletjie in AI in hierdie stadium. Dink ek AI gaan bars, hulle praat baie van die AI bubble en dit gaan bars. Ek dink daar gaan 'n bubble wees wat bars, maar ek dink nie AI gaan heeltemal uitsterf van daai bubble bars nie. Jy weet, daar was 'n .com bubble gewees met die internet. Hy het gebars, dit was naar, dit was lelik, hy het gebars, maar hier sit ons, .com bestaan, die internet bestaan, dit is 'n alledaagse deel van ons lewens, en ek dink dieselfde gaan met AI gebeur. Ek dink, in Engels noem jy dit 'n use case technology, daar is 'n sekere use case, daar is sekere dinge wat kunsmatige intelligensie moet doen. Ons gebruik hom net vir die slegste use case waarvoor hy glad nie gemaak is nie, jy weet. Dis 'n language model, sure, maar hy's nie gemaak om jou denke te vervang nie. En dis een ding wat ons in hierdie stadium doen. So ons gebruik kunsmatige intelligensie om ons denke en ons kreatiwiteit te vervang. En dit is hoekom AI vir ons so sleg lyk, asof dit glad niks kan doen nie, want dit doen nie daai kreatiewe denke goed nie, jy weet. So nou gee ons vir AI die werk om te doen waarin hy die swakste is en ons die beste is. So natuurlik gaan dit nie goed lyk nie. Daar is sekere gevalle waar jy AI kan en waarskynlik moet gebruik, waar dit ons lewens meer doeltreffend gaan maak, ons werk meer doeltreffend gaan maak, soos .com, soos rekenaars, soos telefone, selfone, al daai tipe dinge. Mense het nog altyd paniek gehad rondom nuwe tegnologie, maar tog neem ons dit aan en ons gaan aan en ons is in staat om meer te doen as gevolg van daai tegnologie. So AI gaan dieselfde pad loop. Ek dink nie AI gaan noodwendig die wêreld regeer nie. Want ons het dieselfde gedink van rekenaars, ons het dieselfde gedink van selfone, ons het dieselfde gedink van alles, dat ons slawe gaan wees. En in 'n manier is ons dalk slawe vir ons selfone, maar dit het ons in staat gestel om meer te doen. En ek glo dieselfde gaan op jou uit gebeur met kunsmatige intelligensie. Daar's verskeie maniere om dit goedkoper te maak, om dit meer effektief te maak met krag, meer effektief met water. OpenAI het nou 'n model ingebring waar hulle die water hergebruik, wat nie voorheen so was nie, so hulle gebruik nou aansienlik minder water. En ek dink daai vooruitgang gaan nog gebeur en dit gaan verander die impak wat dit op waterhulpbronne het, wat dit op elektrisiteitshulpbronne het en so aan en so voort. So daar's baie wat aangaan in AI in hierdie stadium. So jy sien nou hoe ek spring tussen stories, spring tussen die een en daai een en daai een en daai een. O wag nee, ons moet nou hieroor praat, ons moet nou praat oor die singularity, ons moet nou praat oor maar dit alles kom neer op een groot prentjie op die dag.
Ja. Net so vinnig bietjie huisnuus. Die semifinale het die naweek plaasgevind van die NSSR. Ons gaan bietjie hierna gesels met WAP se of Windhoek Affie se kaptein wat hulle het deurgedring na die semifinale toe. So opwindend vir MyZone, opwindend vir almal en die finale vind die naweek plaas as jy nog nie kaartjies het nie. Asseblief gaan kry jou kaartjies op etickets.com. Ek dink dit is definitief hierdie jaar iets om nie te mis nie want in die finale vir die Superliga is dit Windhoek Afrikaanse Privaat Skool en Windhoek Gimnasium. So die twee huisspanne. Ja, ek moet sê ek het hom so 'n bietjie gevang hier die kant van my oog uit Saterdag. Daar was 'n geleentheid by Agricultural Rugby Stadion. Nou nie 'n AI maar daar was 'n geleentheid daar en ek het hom so 'n bietjie uit die kant van my oog uit gevang en veral hier by my oor uit. Dit was nogals luid daar by Dit was ja. Die ondersteuners is nogals ja, almal was op en wakker en warm. Ek sê altyd mense ons werk al die hele dag van 6:00 af en dan aan die einde dan stap die mense in wat nou gekom het vir daai laaste wedstryd en dan is hulle vol energie en ons is net so skry nie. Ja. Baie is dit baie keer as jy so iets werk dan is dit wanneer die mense kom en daar's daai gees, daar's daai energie en mense is besig om te cheer en te skree en te hoera en te kyk vir Boetie. Boetie het nou 'n 3 gedruk. Dit is altyd vir my lekker. Dit bring weer vir my dit bring vir jou energie, ja. Ek dink so, maar ons sal sien hoe gaan dit die finale. Ek dink dit gaan lekker wees. Ek dink ook so. As ek kykers bly ingeskakel want net hierna gesels ek bietjie met Milan Esterhuizen. Hy is die kaptein van Windhoek Affie se eerste span. Welkom Blitshoekers kykers by vandag se onderhoud. Ek het vandag saam op die bank vir Milan Esterhuizen. Hy is die eerste spankaptein van Windhoek Affies. Baie welkom Milan. Dankie dat jy saam met my kuier vandag. Baie dankie Tannie. My naam is Milan en dankie vir die geleentheid. Nou sê. Julle het 'n opwindende naweek gehad, 'n baie bedrywige naweek. Dit was die NSSR semifinale nou vir die naweek wat verby is en dan die finale wat nou aankom. So as ons nou kyk nou 'n bietjie na die liga wat nou al deur die jaar aangekom het die laaste paar maande. Julle het redelik baie goed gedoen. I mean julle was meeste van die tyd bo aan die ranglys en so het dit vir julle half 'n bietjie rustigheid gegee in die semifinale ingaan of was julle maar nog steeds bietjie half op julle senuwees as mens so kan sê om teen die Beere te speel? Ja, beslis dan nie want die Beere is mos die een span teen wie ons verloor het in die liga. Maar daai wat die feit dat ons heeltyd bo op die ranglys was, het dalk vir ons bietjie te gemaklik gemaak. Ja. Maar toe hou die Beere ons maar net weer nederig toe ons daar op Oudtshoorn gaan speel het. En ja, toe vat ons maar net weer van daar af. Ek dink dit is die punt wat ons regtig laat bewys het hierdie naweek in die semifinale. En ja, ek dink dit het goed gegaan. Ja. Nee, julle het regtig goed gespeel. I mean, julle het in die eerste helfte met 'n agterstand van 1 punt geëindig. Ja. En toe nou aanbeweeg. So daai tweede helfte, wat sal jy sê het julle verander om dan nou so gesterk terug te kom? Ek dink ons fiksheid ook dan nie. Ons span is ook al lekker fiks, maar ons coaching stelsel wat ons in plek het, hulle regtig motiverend en saam wou ons ook maar net regtig as 'n span daai titel hê op die ouend van die dag. Ja. En toe gaan bewys ons maar net gou ons 'n punt. Ja. Ek gaan bewys julle net gou dat julle goed is. Ja, net ja. Lekker. En so wees nou kyk na 'n liga soos hierdie Momentum NSSR liga vir jou as 'n speler en vir iemand wat nog op skool is, hoekom sal jy sê is so liga so belangrik vir skole sport? Ja, Tannie is veral tussen die verskillende klasse want die Superliga is mos uit daar vir die topskole en so. Ja. En dit half gee die gelykpunt of die breek tussen die swakker skole en die goeie skole sodat nou nie weggol games is nie. Maar is ook sodat jy reg rondom die land kan kompeteer of sterk kompetisie kan ervaar. As ek nou net kyk na die netbal, hulle speel net in streeks en met die rugby kan ons reg rondom die land kompeteer en dit gee ons regtig net beter geleenthede en ja. Ja, ek het nogals gesien hierdie jaar, vorige jare was daar nogals 'n gap as mense so kan sê tussen spanne. So jy het nou hierdie skryf wat die half uitblinkers was wat soos jy nou sê die weggolwedstryde en dan dis wat nou nie so heeltemal op daai level was nie, maar hierdie jaar was dit redelik gelyk. As jy mense kan sê dit daar was 'n paar tawwe games wat ek dink dit fantastiese rugby maak en dit maak net dat elke span moet beter wees volgende keer want hulle weet
hulle kan nie half rustig wees vir 'n wedstryd vir een van die spanne nie. Ja, beslis dan nie, want ons gaan werk ook al uit die punte, wie gaan nou hierdie span wen en so. Omtrent elke naweek is daar 'n upset in die games en dan Ja. dan Dan dit werk elke julle- keer sê dan jy werk julle werk die sommer punte nie uit uit. nie. Ja, nooit Ja. dit dan nie. Nee, maar dit maak dit lekker. Ja, lekker. En dan hierdie naweek wat kom nou is nou die finale. Dit is nou die groot geleentheid en julle het nou deurgedring saam met Windhoek Gimnasium. Nou hulle is ook bekend en hulle het toe nou voor die semifinale bo geëindig. Ek dink met 2 punte bo julle of so wat Ja. klein verskil. Vir jou as 'n kaptein om nou teen so 'n goeie span te gaan speel, hoe berei jy jouself voor en dan hoe berei jy ook jou span voor om vir hulle te sê luister, al is hierdie so 'n goeie span, hulle om basies te sê hulle is nie beter as ons nie, ons gaan dit doen. Ja. Dan soos ek voorheen ook gesê het, ons het 'n goeie coaching stelsel in plek. Regtig dan dit is ons help mekaar. Sien dit ek alleen wat die span. Ek het vir Ja. Pieter ook my onderkaptein, hy help my ook baie mooi. Maar ek sien dit ons kapteine nie. Ons het soos 'n leiergroep en saam ondersteun ons die span en ons coaching ons het nou 4 coaches. Ja, hulle sit ons regtig op die voorvoet, hoe kan ek sê? Ja. En ons fokus maar op jouself. Eerstens dat jy rustigheid vind en dan kan jy van daar af werk ons dit aan. Ja. So half net bietjie kom met mekaar, calm down, Yes. het 'n lekker gesprek en dan gaan julle aan. Ja, definitief. En dan is bietjie van jouself ook so 'n bietjie oorgesels. Sal jy eendag wil soos in professionele rugby ingaan of dink jy dit is iets wat jy op skool sal los? Dis 'n goeie vraag dan nie, maar ek het regtig 'n passie vir rugby. Ek het nie my emosies het my die beter kant van die naweek gesien toe ons vir Moria gewen het. Maar ek dink eerder ek sal op my studies fokus en 'n loopbaan daaruit probeer kry, want rugby is reg onvoorspelbaar. Ja. Maar ek geniet my rugby op skool, maar ek weet nie wat vir die toekoms lê nie. So Ja. ons kyk maar wat. Eendag dalk speel jy dit as 'n Ja, as 'n sideline. Ek gaan by Stellenbosch mos nou gaan swat. Okay. Of as ek daar inkom, hopelik. Maar ek sal seker maar daar 'n bietjie rugby jol vir die koshuis en so. Ja. En dan miskien sien iemand my raak en dan speel ek daar vir die maties. Dit sal lekker wees. Ja, Ag, sal lekker. werk wees dan. Ja. Maar dankie Milan. Baie Dankie. baie sterkte vir die finale. Ongelukkig kan ons nou nie baie weet jy ons kan nie vir 'n span skree nie, maar ek kan wel vir jou sê baie sterkte. En ek hoop die week vooruit berei julle goed voor en dat julle dit geniet want ultimately is dit wat saak maak. Yes. Dat julle dit geniet. Baie dankie Tannie, dit was Okay. lekker om met Tannie te gesels. Ja, en dan sien ons die naweek. Yes, definitief dan. Dan sê Blitsvingers kykers, dankie dat julle saam met my en Milan gekuier het. Bly ingeskakel want net hierna kyk ons bietjie na die hoogtepunte vir beide die wedstryde, die Windhoek Affies teen die Beere, as ook Windhoek Gimnasium teen Roots Gimnasium. So geniet dit saam met ons. Ja, 15 Augustus 2026, die eerste semifinaal van die NSSI Momentum MyZone onder 19 Superliga tussen 2 spanne wat baie goed in mekaar opweeg. Die verdedigende kampioene, die OK Foods Beere, gekombineerde span daar van Ochu en Otjiwarongo, wat dan hulle titel hier op die spel geplaas het teen 'n gedigte span van Otto House, ja, Milan Esterhuizen, die skramskakel van Windhoek Afrikaanse Privaat Skool, wat daarso van 'n lang afstand af wegbreek en suurlik oorlyk agter die doellyn vir die eerste 3 van hierdie wedstryd. Dit was so na 11 minute gewees. Gevoelige slag wat hy daar toegedien het vir die OK Beere en ook die doelskop wat suksesvol was deur Carter Loubser. Die Beere se eerste punte aangeteken deur hulle skramskakel en kaptein Durant Lou wat 'n redelike reguit strafskop gehad het tot hy tussen die palle deur gestuur het, 7 punte teenoor 3. Dit was so na 13 minute gewees. Ja, beide spanne wat sterk ondersteuning hier gehad het. Oorslaan aangee vir die Beere en is heel agter Cesario Drotsky wat die vleuel daar sou oorstuur, ouën Afrikaner vir die Beere se eerste 3 van die dag.
En dit was dan die loskakel Wynand Olivier met die linkervoet. Sy skop was suksesvol geweest. Netjies tussen die palle deurgestuur. Ja, Malan Esterhuizen daar na Carter Loubser toe. Die skop wat dan afgestorm is deur die slot Henrou Antonissen wat daar druk toe gepas het en die 3 wat gedruk is deur die buitesenter Driekus Martens vir die OK Bere. Ja, die OK Bere wat met daarmee die voortou geneem het. 15 punte teenoor 7 met die skop wat nie geslaag het nie. So sien ons dan Carter Loubser met die volgende strafskoppoging vir Windhoek Afrikaanse Privaat Skool. 'n Langerige poging en daai ene verby die pale geseil. Ja, Carter Loubser wat op die aanval gebly het en gee die bal dan vir Malan Esterhuizen net kort van die doellyn gekeer. Penduka die slot wat dan die laaste 3 dae gedruk het. Carter Loubser ook dan met speeltyd bykans verstreke. Carter Loubser dan met hierdie laaste strafskop voor die pale wat hy mee dan geslaag het. Die eindtelling dan 43 punte vir Windhoek Afrikaanse Privaat Skool. Hulle sal dan volgende teenoor die 22 van die OK Bere. Hulle wat Windhoek Affies is, sal dan volgende week in die finaal speel teen Windhoek Gimnasium. Ja, die King Prize Leeu's. Dit behoort 'n baie interessante en 'n baie intense finaal volgende Saterdag hierso te wees by die Hage Geingob Stadium. Moet dit nie misloop nie. Ons sal daai ene ook regstreeks vir hulle bring van my Andrew Poolman en die res van ons produksiespan. Tot 'n volgende keer. Die tweede semifinaal van die 2026 Momentum NSSI MyZone onder 19 Premier Liga is dan die span wat bo aan die puntelys geëindig het. Die King Prize Windhoek Gimnasium Leeu's teen die span wat 4de geëindig het, wat geskiedenis maak daar van Stampriet, die privaat skool Roots Gimnasium, semifinaal toe. Hierso wat dit verseker gelyk asof hulle op pad is om 'n 3 te gaan druk, maar dis Operi Chitundu, sterk voorspeler daar van Roots Gimnasium wat daar wegbars met die bal. Ook daar so 'n rol gespeel in die opbou van daai eerste 3 wat die linkervleuel van Roots Gimnasium Moran Sabata dan gaan druk het daar in die hoekie. Joshua Plat, 'n groot faktor gewees met sy skopvoet geslaag met daai doelskop 17-10 waarmee Roots Gimnasium hierso halfpad deur die eerste helfte voorgeloop het. Farenzel Kloete, 'n langerige strafskoppoging van hom wat hy meeslaag. So waarmee Windhoek Gimnasium dan in daai stadium die voortou geneem het, 27 punte teenoor 17 na die eerste 35 minute se spel. Ja, as ons kyk na wat in die tweede helfte gebeur het, ongelukkig vir Roots Gimnasium 'n rooi kaart gekry van Operi Chitundu. Dit het hulle baie gekos en dan hierso Boelem Olofsen wat binne die eerste minuut na rustyd so van naby af deurgebars het vir 'n 3 en geen fout gemaak deur Farenzel Kloete nie. Ja, Windhoek Gimnasium deur na die finaal toe. Farenzel Kloete, hy het die toekenning gekry as speler van die wedstryd. Windhoek Gimnasium is deur na die eindstryd toe vir 2026. Hulle sal dan opgeweeg word teen die span wat tweede na hulle geëindig het. Dit is aan Otto House, Windhoek Afrikaanse Privaat Skool, behoort 'n baie intense en spannende eindstryd volgende naweek te wees. Ja, tot dan van my, Andrew Poolman en die res van die produksiespan. Eers groete. Dankie Blitswikkers kykers dat julle vandag saam met ons gekuier het. Onthou, die naweek van die finale van die NSSR of althans die Momentum NSSR Nasionale Liga plaas. Ek dink dit gaan iets wees wat nie gemis wil word nie. So kry vooruit jou kaartjies by etickets.com of koop dan op die dag, Saterdag en Vrydag, jou kaartjies by die hek.
maar ek hoop ek sien jou daar. Tot volgende week. Totsiens.